Daar is 'n baie lang tradisie waar gelowiges in hierdie tyd van die jaar in lydingstyd klaagliedere lees, klaaggebede bid. Dit is woorde wat in mense se hart gevorm word terwyl ons inkyk in onsself en te probeer woorde gee aan wat ons voel en wat ons dink en wat ons ervaar. Dis woorde wat gebore word terwyl ons rondom ons kyk en die wêreld sien soos wat dit lyk. Klaagliedere. En daar is 'n ryk tradisie waar gelowiges mekaar uitnooi om dit na die Here toe te bring. Dat die Here nie te klein is of te sensitief is om hierdie woorde wat hier in ons lê, woorde van frustrasie of van hartseer of van woede, dat die Here nie te sensitief is om dit te ontvang nie. So ek wil graag vir ons 'n klaaglied, 'n klaaggebed. Jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. Dis gebed van Dirkie Smit. Soms, Here, is dit die onthou wat so seer maak. Al ons gedagtes, al ons herinneringe, al ons verlange, al ons heimwee. Soms is dit die vergeet wat so seer maak, van die vreugdes van die lewe, van die gawes wat ons so mildelik ontvang, van seëninge en goedheid en nabyheid, van die reën se gesuis en die son se warmte, die aand se stilte, die vroeë môre se nuwe lig, die vergeet van stemme en gesigte en glimlagte, handdrukke, oë, van destyds, van kleintyd, van opgroei, nuwe ervarings, eerste kere, ontdekking, die vergeet van ontmoetings, van saamwees en geselskap en vriendskap, van lag en bly wees, die vergeet wat ons so leeg laat, sonder dank, sonder erkentlikheid, sonder vreugde, sodat ons so seer kry en steeds hunker na nog en weer. Soms, Here, is dit die verganklikheid wat so seer maak. Die bittere weet dat alles verbygaan, eindig is, dat kragte afneem, kanse verbygaan, gesondheid afgetakel word, kinders groot word en weggaan, verhoudings verbrokkel, en vriendskappe beëindig word, dat die jeug nie altyd duur nie, ja, dat die lewe self nie ewig bly nie, en die droefheid wat dit alles bring. En soms, Here, is dit die aanhou wat so seer maak, die nimmer eindigende uithou, dat alles so dieselfde bly, sonder ophou, die reëlmaat, die roetine, die verveling, dieselfde elke dag, die sloer en die afsloof, die sinlose selfde oor en oor, sonder iets nuuts, sonder verrassing, sonder opwinding en sonder sprank, ja, die diepe verlange na iets, of na iemand, na meer. Here, ons kom na U met ons heimwee, met ons verlange, met ons hunker, met ons droefheid, met ons seer. Here, ontferm U tog oor ons. Soos gelowiges van die begin af
lees ons in hierdie tyd klaagliedere. Baie eerlike woorde wat gebore word in jou hart en gevorm word hier. En dan sou gelowiges teen die einde sê, so Here, nou dat ons kan sê wat ons wil sê, moenie ons vergeet nie. Ontferm U oor ons. Wees ons genadig. En as ons hierdie Kersvogend aansteek, dan doen ons dit wat hulle gedoen het. Om te vra, Here, soms is dit moeilik om te glo U is hier by my elke dag. Dat U nader aan my is as ek aan myself, maar help my om dit te ontvang vandag. Soos die vlam van hierdie Kers ons herinner dat die Here is vanoggend hier by ons. Hier tussen ons, in ons en bo ons en onder ons. Mag dit vir jou vanoggend 'n troos wees. Ons gaan so 'n paar oomblikke om so in die stilte sit. En miskien wil jy ook jou gebed vanoggend na die Here toe bring. Dit wat dalk in jou hart lê. Ons gaan luister na 'n ou gesang en jy is dan baie welkom om so in die stilte terwyl ons bly in gebed dit te kan doen. Goeiemôre en baie welkom. As jy vir die eerste keer hier is, baie welkom ook aan jou en ons welkom in ons aanlyn gehoor and to our English viewers who's also with us online. Welcome to you as well. My dogtertjie is nou 3,5 en sy is op daai stadium waar sy wil hê ek moet alles sien wat sy doen. En die sinnetjie is, pappa kyk, ek kan monkey bars en dan monkey bars. Of kyk pappa die pop se rok en dan is dit is hier konstante pappa kyk, pappa kyk, pappa kyk. Kyk vir my. En sy verwoord iets wat ek dink in almal van ons lê wat ons dalk anders verwoord as wat sy dit sal sê, maar PG Du Plessis het 'n geweldige mooi, die ou dramastuk Siener van die Suburbs geskryf. En ek weet nie of jy dit ooit gesien het, daar's al flikse gemaak en reekse in die boek en maar daar's 'n toneel wat Timmy vir sy ma sê. Hierdie woorde wat my dogtertjie op 'n manier ook verwoord. En hy sê op 'n stadium vir haar, ma, ek wil van geweet wees. Ek wil nie net in die niet ingaan nie, ek wil so graag van geweet wees. En ek dink in hierdie lydingstyd wat ons in is, en waar ons dink oor ons eie verganklikheid, en van die lewe wat soms ongelooflik mooi kan wees, en by tye ongelooflik wreed. Ek dink ek kom lê daai selfde behoefte in ons ook. Ons wil van geweet wees. En so tydjie gelede het Willem Jordaan 'n gedeelte hieroor geskryf in reaksie op Timmy van Siener van die Suburbs wat van geweet wil wees. En hy skryf hierdie beautiful gedeelte wat ek graag vir julle wil lees. Hy skryf: soos Timmy het elke mens die behoefte om van geweet te wees, dat jy nie maar 'n toevalligheid verander is nie, of 'n klein onopgemerkte voetnota in die lewe nie. Die wesenlikheid van hierdie menslike behoefte vind weerklank in die belofte dat ons by die naam geroep is.
dat God van ons weet en ons diepste verlangenis en heimwee ken en dat Christus hom volledig tot die uiterste toe met die mens vereenselwig, dat hy gekom het om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en in die grofheid van sy grein en in die jaarringe van sy pyn, en daarom die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is, my kern ken, verby die vel, tot in die chemie van elke sel, wat weet hoe diep my blindheid is, en my vashou styf teen die bruil van sy lyf. En wie hierdeur aangeraak word, kan hierna nie anders nie, as om te weet van die ander mens, en na die ander mens te bly roep, sonder einde. Nie soos God dit doen nie, maar omdat hy dit met ons doen. Dat ons van geweet wil wees. En tradisioneel op hierdie Lydingssondag lees kerke wêreldwyd hierdie bekende storie van die vrou by die put. En ons gaan die volgende lees nie, en ek maak staat op die feit dat jy dit iewers kan onthou van sonnaarskool. Waar die vrou kom water haal by 'n put en dan vir Jesus ontmoet. En hulle het hierdie lang gesprek, wat die langste opgedateerde gesprek is in die hele Bybel tussen Jesus en iemand anderste. En waar sy kom met die behoefte om water te kom haal, want sy is dors, en waar sy dan wegstap met hierdie vrede dat hierdie man, hierdie Jesus, hierdie Messias vir haar ken, dat sy van geweet is. So die geweldige, dink ek, wete en soeke wat daar in baie van ons lê, en wat met my gebeur het, is om te wonder by myself, waar vind ek dit? By wie is die mense, by wie ek dit vind? Wie gee dit vir my, daai gevoel dat ek geken word, dat ek raak gesien word, dat ek myself kan wees by die persoon? Waar vind ek dit? Of vind ek dit enigstens? Wat is dit wat hulle vir my gee? Wat doen hulle aan my om dit so te laat, om my so te laat voel? Waar het ek daai behoefte om dit te ontvang? John Richardson, een van die digters wat ons baie in die oggend hier lees, het 'n seëngebed geskryf oor hierdie vrou by die put. En wat met ons gebeur as ons soek na dit, om van geweet te wees, om geken te wil word. Ek wil baie graag vanoggend vir ons hierdie gebed lees, en miskien wil jy aan die einde van hierdie gebed jou gebedskers kom aansteek by een van die tafels hiervoor. Daardeur dalk net te sê, dis ook my gebed. Dat ek ook geken wil word. Dat die Here dalk in hierdie tyd spesifiek nie verby my moet kyk nie. Maar die gebed sien my raak. Kyk diep tot hier in my. Soos Willem Jordaan sê, verby die vel, tot in my selle, tot in wie ek is. Sien dit raak en ontvang dit as goed genoeg. Miskien wil jy volgende hierdie kers vir iemand anders aansteek, of dalk wil jy dit sommer in jou gedagtes doen. En dan is jy ook baie welkom om dit so te doen. Ons gaan so 'n paar oomblikke sommer so in die stilte bly, en dan lees ek vir ons hierdie seëngebed van Jan Richardson. A blessing of the well. If you stand at the edge of this blessing and call down into it, you will hear your words return to you. If you lean in and listen close, you will hear this blessing give the story of your life back to you. Quiet your voice, quiet your judgment,
Quiet the way you always tell your story to yourself. Quiet all these, and you will hear the whole of it and the hollows of it, the spaces in the telling, the gaps where you hesitate to go. Sit at the rim of this blessing. Press your ear to its lip, its sides, its curves that were carved out long ago. Let you receive, and may you receive this blessing by those who have thirst long before you, of those who drove them deep, those who dug into the layers, and only their hands and hope. Rest yourself beside this blessing, and you will begin to hear the sound of your voice, the sound of water entering the gaps. Still yourself, and you will feel it rising up within you, filling every emptiness, springing forth anew. Kom uit Lukas 13 van vers 1 af, en as jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom saam te lees. Anders lees ek sommer vir julle voor, Lukas 13 van vers 1. So juis in daardie tyd het mense kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. En toe antwoord Jesus hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie julle bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal ontkom. En daarna het hy hierdie gelykenis vir hulle vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kon kry nie, sê hy toe vir sy tuinier: Kyk, dis nou al 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks. Kap hom uit. Waarom moet hy langer in die grond uitput? Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan hy hom uitkap. Dis die vreemde storie wat hier by ons kom lê vandag. So klompie jare gelede het Patrick Atuamu, die Ierse digter en teoloog, in sy boek In the Shelter, Finding Welcome in the Here and Now, skryf hy oor hierdie Oosterse begrip en konsep van moe, wat jy sal spel M-U, moe. Dit is 'n konsep wat daaroor gaan om die vraag wat jy gevra het, om dit te ontvra. Dit is nou anglisisme, maar dit is om die vraag wat jy vra terug te trek. Om 'n ander vraag te vra. Anders as die een wat jy aanvanklik gevra het. So as iemand vir jou 'n vraag vra, of 'n vraag aan jou stel, wat dalk te oppervlakkig is, te klein, te beperk, dan antwoord jy hulle
met die woord moe. Wat beteken? Vra jou vraag, maar stel dit anders. Vra 'n nuwe vraag. Vra 'n anderste vraag. Vra 'n vraag wat dieper gaan. Vra 'n vraag wat wyser is. Wat jou nie beperk nie, maar wat moontlikhede oopmaak. Vra 'n vraag waar jy nie bang is, vrees dat jy kom te vra nie. Moe. Vra 'n ander vraag. En as ek hierdie storie kon opsom, wat kompleks is en ingewikkeld, dan sou ek Patrick se woord wou gebruik van moe. So mense kom na Jesus toe en hulle kom vertel vir hom van hierdie verskriklike ding wat Pilatus gedoen het. En hulle kom vertel vir hom van hierdie toring van Siloam wat ineen gestort het en waar daar 'n klomp mense dood is. Hulle kom vertel vir hom van hierdie verskriklike goed wat in hulle omgewing aan die gang is. En die onderliggende vraag wat hulle aan hom stel, die antwoord wat hulle soek, is hoekom? Dit is 'n vraag so oud soos tyd, so oud soos die berge. Hoekom gebeur daar verskriklike goed met mense en in hierdie wêreld? Hoekom kry mense swaar? Hoekom ly mense? Hoekom laat God toe dat mense swaar kry? En Jesus se reaksie op hulle vraag is om te sê, moe. Vra jou vraag, maar vra 'n dieper vraag, gaan dieper. Vra 'n beter vraag. En vir 2000 jaar, dink ek, sukkel ons as gelowiges met die konsep van lyding en God en die vraag hoekom. Ons sukkel daarmee. Dit is vir ons moeilik om dit te antwoord. Jy hoor dit in al wat 'n debat is en is gewoonlik die ding wat op die tafel gesit word. En ons sukkel om dit te bestuur. Ons sukkel om 'n antwoord daar te kry. Ons soek en tog ons gee nie op nie. Ons bly die vraag vra. Alhoewel ons al vir 2000 jaar sukkel om 'n greep daarop te kry, vra ons daai vraag. Ons hou aan om dit te doen. Hoekom? Miskien omdat diep in ons wil ons sin maak van wat in ons gebeur en om ons en met ons gebeur. Dat ons die misterie op 'n manier wil ontsyfer of oplos. Dit is interessant as Lukas hierdie storie vertel. Dan vertel hy hoe die mense na Jesus toe kom met hierdie vrae om te kom sê, kyk wat gebeur het, hier's 'n klomp mense dood. Kyk wat doen Pilatus aan ons. En hulle doen dit nie met 'n oopheid of met 'n verwondering nie. Hulle kom na Jesus toe nie omdat hulle noodwendige antwoord soek nie. Hulle weet al klaar wat die antwoord is. Hulle kom na hom toe met 'n vooropgestelde idee. Hulle weet wat die antwoord is. Al wat hulle by Jesus wil hoor is, hulle wil hê hy moet bevestig dit wat hulle glo. En dit is dat mense se lyding en swaar kry is gekoppel aan hulle sonde. Dit is die verstaan. Mense verdien wat met hulle gebeur. Slegte goed gebeur met slegte mense. Dit is die veronderstelling. Dis die antwoord. Wat hulle na Jesus toe kom. En ek dink is maklik vir ons wat vandag hier sit, hierdie ou storie te lees van meer as 2000 jaar gelede en vanuit die hoogte uit te wil sê, ons glo ten minste nie meer so nie. Ons glo dan, ons het dan gegroei in die tussentyd. Ons glo nou anderste. Maar as die ergste met ons gebeur, as die ergste met mense gebeur in ons lewe vir ons lief is, val ons ook maar terug op hierdie tipe geloofsoortuigings nie. Hou ons nie ook nastiglik vas aan die sinnetjies wat ons mekaar gee dat dit wat met jou gebeur is binne God se plan nie. Of sinnetjies soos die Here moet jou toets. Ek is seker daarvan hy is besig om jou te toets. Of sinnetjies soos die Here sal niks ooit oor jou pad stuur wat jy nie kan hanteer nie, nê?
Dis sinnetjies wat ons gebruik. Ons hou daaraan vas, want ons wil sin maak van wat met ons gebeur. Daar moet tog 'n rede wees. Ons probeer die misterie oplos. En ek is oortuig van om die sinnetjies en die vrae te vra, en dit wat ons vir mekaar gee in sulke oomblikke, en vir mekaar sê, kom nie vanuit 'n slegte plek nie. Die probleem met hierdie sinnetjies is dat dit hou mense wat deur 'n geweldige moeilike tyd gaan, wat deur trauma gaan, wat deur verlies gaan, dit hou hulle op 'n manier weg van ons af. Dit skep afstand. Dis die Here wat hulle toets. Dankie tog, hy toets nie vir my nie. Dit is die Here wat iets oor hulle pad stuur, wat ek seker is hulle sal kan hanteer. Dankie tog, hy doen dit nie met my nie. Dit hou mense en hulle pyn op 'n afstand. Dit isoleer my, dit beskerm my. Dit keer my om solidariteit te hê met hulle, om empatie te voel saam met hulle, om deernis te hê met hulle. En in daai oomblik vergeet ek, en hoef ek myself nie te steur aan, dat ons 'n gedeelde menslikheid deel nie. Dat daar 'n gedeelde menslikheid is tussen ons nie. Dat daar 'n gedeelde gebrokenheid is tussen ons nie. Ons hou aan daai sinne vas, vir al wat dit werd is, want dit hou die pyn en die misterie van swaar kry ver weg van waar ek is. En Jesus, as Jesus dan hierdie gesprek het met mense, en hulle kom vertel vir hom wat gebeur het, van Pilatus wat hierdie verskriklike goed gedoen het, van hierdie toring wat omgeval het en die mense wat oorlede is, dan kom hulle met hulle aannames, en hulle vooropgestelde idees van hoe dit hulle wag vir die antwoord. En dan sê Jesus, dan reageer Jesus, en wat hy vir hulle dan sê is, hy daag hulle uit, hulle aannames uit, en hy sê vir hulle, bekeer julle, voordat dit te laat is. Ek dink, dis my opinie, ek dink wat hy daarmee bedoel, is, as jou vrae jou weghou van mense se verlies en pyn, as die vraag wat jy vra oor 'n situasie, of oor 'n toestand, afstand bring tussen jou en die mense met wie dit gebeur, dan vra jy die verkeerde vraag. Moe, sê Jesus. Vra 'n beter vraag. As die mense vir hom kon vertel van wat gebeur het in hulle omgewing, en hulle sit op die punt van hulle stoel en hulle wag, hier kom dit nou. Die Here gaan nou die antwoord gee. En sê vir hulle, moe, vra 'n ander vraag. As die vraag wat jy vra oor die goed wat in die wêreld plaasvind, as dit jou posisioneer tussen 'n ons en 'n hulle, dan vra jy die verkeerde vraag. As dit skeiding bring, as jy jouself kan plaas tussen my goed, hulle sonde, maar my goedheid, of hulle konservatisme en my progressiwiteit. As jy vra wat jy vra oor hoekom die wêreld lyk, as dit skeiding bring, as dit groepe maak, as dit ons en hulle maak, dan vra ons die verkeerde vraag. En wat Jesus dan sê is, moe. Die vraag wat jy vra is irrelevant. Gaan dieper. Vra jou vraag, maar moenie hier bly op die oppervlak nie. Gaan dieper. Kom uit by waaroor dit regtig gaan. So wat is 'n beter vraag? En Jesus reageer en vertel 'n storie, 'n vreemde storie. En as jy dit lees, moet jy wonder, of by my gebeur het, wat het die dood
van mense in 'n toring wat omgeval het en die verskriklike goed wat Pilatus gedoen het daarmee. Wat het dit te doen met 'n vyeboom? Wat is die korrelasie hierso? Wat Jesus vir hulle vertel is, hy vertel vir hulle 'n storie. En daar dink ek is die leidraad. Ons kom baie keer in sulke situasies, in omstandighede en ons soek, ons wil iets gebruik, iewers iets uit die Bybel, daar moet 'n antwoord wees, daar moet 'n teorie wees wat werk, 'n formule, iets waaraan ons kan vashou en wat die misterie kan oplos. Wat ons 'n antwoord kan vind van hoekom die ding gebeur het. En daai vraag is oppervlakkig. Wat Jesus kies om te doen, hy vertel 'n storie. Stories vat ons dieper in die situasie en stories help ons om nuwe vrae te vra. Ek het hierdie week, vroeër hierdie week, 'n klomp van ons vriende bly in Dubai en ek het hom gebel en ek sê ek wil net seker maak is julle nog, dit was nog maandag gewees. Is julle nog alright? Is almal okay? Is julle klein kindertjies? En wat hy sê, my vraag wat ek hom vra is julle okay? Dis 'n baie oppervlakkige vraag. En wat hy toe vertel is wat daar in hulle gemeenskap aan die gang is. Wat hulle bure doen. Hulle ken hulle bure nie, maar dit is vir die eerste keer dat hulle begin saam eet en hulle kyk oor die muur en maak seker almal is okay en die kinders is fine en hulle begin stories vertel van wat in die skole plaasvind en hoe die juffrouens en die meneer en die kinders organiseer en probeer verduidelik oor wat aangaan. En as die missiele afgeskiet word, dan praat hulle maar oor dit is vuurwerk in die lug om die kinders te ontstel nie. En terwyl hy praat, besef ek moet luister na ek wil vir hom vra of hy okay is, maar ek moet luister na sy storie. En dis die leidraad wat Jesus vir ons gee. Hulle kom na hom te vertel van al hierdie verskriklike goed wat in die gemeenskap aan die gang is. En Pilatus wat hy doen en die toring wat omval en mense wat doodgaan. En Jesus sê, okay, kom ek vertel vir julle van die vyeboom. Die storie vat ons dieper in. Dit gee waarde aan die kompleksiteit van die situasie. En dat daar meer is wat aan die gang is as wat ons sien. So as ons vir 'n oomblik daar bly in die storie, dan dink ek, is die vraag wat daar by ons is op hoe 'n manier is ons die grondeienaar wat kom en kyk na sy vyeboom en kwaad raak vir die tuinier en sê hierdie boom gee niks vrugte nie. Ek wil hom uitdruk. Op hoe 'n manier is ek die grondeienaar wat dalk apaties staan teenoor dit wat reg voor my is, wat voor my afspeel. Op hoe 'n manier weier ek om my hande vuil te maak, waar ek op 'n afstand staan van die lewe en die dood. Op hoe 'n manier is ek gemaklik in my oordeel en in my vinnige opinies, wat eenvoudig moet wees, van my groepe en sê ons en hulle. Op hoe 'n manier sien ek nie die moontlikhede voor my nie, waar ek net wil uitdruk en die boom weggooi. En op 'n manier is ek dalk die tuinier, waar ek gewillig is om my hande vuil te maak. Waar in my lewe het ek die ervaring dat ek gevra word om lewe te sien eerder as dood? Waar word ek gevra om met my moeite en met my energie en my liefde 'n boom te versorg in die storie, maar vir ons is dalk, waar word ek gevra om energie en tyd en liefde te spandeer aan 'n saak, aan geregtigheid, aan iets wat ek sien in ons gemeenskap wat verkeerd is en wat ek gevra word om beter te maak? Waar word ek gevra om die tuinier te wees? Stories vat ons dieper in. Ek moet eerlikwaar sê, ek was nog altyd lief om te vra hoekom. Vir 'n groot deel van my lewe het dit my gedryf. Hoekom is ek waar ek is? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom laat die Here dit toe?
En ek moet eerlik met jou wees, ek het nooit 'n antwoord gekry nie. Nie eers effens nie. Miskien omdat die Here elke keer gesê het, dit wat Patrick Outuamo van oor praat, moe. Want hoekom is nie 'n lewegewende vraag nie. Hoekom vat ons nie dieper in die lewe in nie? Hoekom dra die vrye boom nie vrugte nie? Dis waar die storie gaan. Is dalk 'n vraag wat in ons lê. En Jesus reageer en sê, daar's bemesting, daar's kunsmis, daar's 'n graaf, spring aan die werk. Hoekom gebeur hierdie verskriklike goed? Vra die mense vir Jesus. Hoekom sterf mense in 'n toring vir geen rede nie? En wat Jesus vir hulle sê is, dit mag dalk 'n vraag wees wat in jou lê, maar gaan treur saam met iemand anders wat ook treur. Gaan veg vir die geregtigheid wat jy soek. Gaan spreek die boosheid aan wat jy sien in jou gemeenskap en in jou familiesin. Leer hoe om geduldig te wees. Kultiveer dalk vir die eerste keer in jou lewe iets wat mooi is. Hou dit vas. En weet wat beteken dit en hoeveel tyd en energie daarin gaan om iets wat daar is, wat dood lyk, lewend te hou. Sien jou eie foute raak en maak reg wat reggemaak moet word. Vra 'n ander vraag. Of kortom, as ons kan opsom, verstaan dat ons stories en die lewe is baie meer komplekser as wat ons wil voorgee. Is baie dieper, is baie ryker. So vra, beter vra. Lewe 'n beter antwoord. Hoekom? Want daar is nie so iets soos 'n ons en 'n hulle nie. Ons wil dit maak glo, maar daar is nie. Daar is nie regtig 'n ons en hulle nie. Daar's geen waarborg in die lewe nie. Ons is geliefdes en alles gaan tot niet. Niks hou regtig nie. Alles is tydelik. En almal van ons op 'n of ander stadium in ons lewe het nodig dat die tuinier ook geduldig met ons moet wees. Dat die tuinier nie te vinnig daai boom wil uitruk nie, maar dat die tuinier, dat die Here geduldig moet wees met ons. Sag moet werk met ons. Mag ons beter vra. Mag ons dieper vra. En as ons hierdie tekens van die lewe vanoggend ontvang, van brood en van wyn, mag dit ons herinner aan Jesus se woorde waar hy vir hulle gesê het, dat daar waar daar ook al liefde is en daar waar daar ook al deernis is, daar is ek. Oomblikke van liefde en deernis, daai is die oomblikke wat jou dieper vat in die lewe in. Dis as ons lief is, dis as ons deernis het, daai is die beter vrae. Daai is die dieper vrae. Mag ons aanhou om daai vrae te vra. Mag ons liefde vier, mag ons deernis vier, waar ook al ons gaan. Mag dit ons uitbring na die antwoorde wat ons soek. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte bly, en miskien wil jy vanoggend van hierdie wyn en van hierdie brood ontvang, en dan is jy baie welkom om dit by een van die tafels te kom gebruik. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die stilte sit, en as jy gereed is jy baie welkom om vorentoe te kom.
Die meeste kere in ons lewe wat ons vra hoekom, vind ons nooit regtig die antwoorde wat ons wil hoor nie. Die meeste kere in hierdie lewe glo ek, is ons bitter min tevrede met die antwoorde wat ons kry op die vraag hoekom. Maar mag ons nie ophou vra nie. Mag ons aanhou vra. Maar mag die Here vir ons nie daar hou nie, maar dieper invat. Mag die Here vir ons help om beter vrae te vra. Nuwe vrae te vra. Vra oor waar sien ek die mooi? Waar kan ek dit vier? Waar kan ek liefde vier? En waar kan ek, soos die tuinier, die mooiheid koester en vashou? Help ons om dieper vrae te vra. Beter. Mag hierdie week vir julle goed wees en mooi wees. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek om vir ons te herinner dat die Here is volgend hier by ons. En as ons hierdie kers uitblaas, dan doen ons dit vanuit 'n plek van geloof, om te glo dat die Here gaan saam met elkeen van ons. Dat die Here is met ons, waar ons ook al so mag gaan, en wat ook al in ons lewe mag gebeur, met ons en met ons geliefdes. Mag ons daarin vashou. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en ook by jou by. Amen.